kinders daar die voorportaal te beweeg. En u blaai saam met my na 1 Timoteus 2. 1 Timoteus 2, in my Bybel, die Nuwe Testament, is dit ongeveer op bladsy 251. 1 Timoteus 2. Nou in ons mannebetuur was Renier besig om met ons te praat oor 'n onderwerp, en ek gaan vir hom een Sondag vra om daai boodskap te bring vir ons gemeente. Hy het gepraat oor om in die bres te tree. Wat beteken dit om in die bres te staan as die Bybel sê dat daar is 'n gaping en dat die Here iemand soek om in die bres te tree. En terwyl hy gisteroggend 'n vers lees, kom die Here en hy druk hierdie vers so spesifiek op my hart. En met hierdie gedagte kom ek van die kerk af en kom by die huis. Ek sê Annelie, ek is nou so 'n bietjie de mekaar. Ek het nou al reeds iets voorberei. Ek het gedink dis wat die Here vir vanoggend wil hê. En die Here kom en hy breek hierdie vers vir my oop, en ek wil vanmôre oor hierdie vers baie ernstig en vanaand baie ernstig met u praat oor hierdie vers. En ek wil hê die gemeente moet gehoor gee, en ek glo dat die Here heel nag was Here met my besig met hierdie vers. En ek gaan vir jou uitdaag, die Here het my uitgedaag, en iewerste wil ek vir u sê, is dinge nie in lyn nie. Die manier wat die Here met my gepraat het, gaan ek met jou praat vanmôre, en ek wil hê met 'n oop hart sit en luister wat die Here vir ons wil sê. Voordat ek lees, wil ek net weer die Here vra dat die Here sy woord sal seën. Here Jesus, dankie vir die Heilige Gees van God. En dankie dat die Heilige Gees so spesifiek is. En dat hy maar net 'n manier het om sy vinger in ons lewens te druk. As 'n vers gelees word, ewe skielik hak daai woorde vas. En ek wil vanmôre kom bid, Here, dat u hierdie vers sal gebruik. Dat u hierdie gedagte sal gebruik. Here, kom praat met ons as gemeente. Ek glo dat u met ons 'n afspraak het. En Here, ek wil dit vanmôre sê wat ek al reeds vir u gesê het. Ek dink, as ek eerlik moet wees, is ons gemeente skuldig aan hierdie vers. Here, ek wil kom bid vanmôre. Help elkeen van ons om daai krintjie so om die stoel te trek. En nie dit vanmôre aan te stuur na die een links of regs, voor of agter my nie, maar om eerlik vanmôre voor u te buig en te sê, Here, ek hoor wat u vir ons wil sê. Dankie dat ek dit vir u kan vra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. 1 Timoteus 2. Paulus, baie interessant, net 'n feit wat ek vir u wil noem. Interessant dat as jy nou 1 Timoteus lees en 2 Timoteus en lees Filemon, daai boeke, dan sal jy sien dat Paulus dit nooit aan gemeentes gerig het nie. Hy het dit aan individue gerig. So Timoteus is aan 'n persoon, sy naam is Timoteus, hy was 'n jong man en hy het hierdie brief aan hom gerig. Nou as ek sê baie keer in ons huis dan of as ek met Johan of Johanay praat, sê ek as ek my lewe moet oorkry, is daar 2 boeke wat ek uit my kop uit sou geleer het. Dit sou Spreuke gewees het. Ek sou elke dag Spreuke gelees het. Die boek Spreuke bestaan uit 31 hoofstukke en hoeveel dae is daar in 'n maand? 31, en ek sal elke dag so 'n hoofstuk gelees het wat ek vir jare sou gedoen het. En dan 'n ander boek wat ek sou gelees het is 1 Timoteus en 2 Timoteus. Jong mense, ek wil jou aanmoedig, as jy goeie raad wil hê, vat dit vanmôre van my, lees Spreuke en lees 1 Timoteus en 2 Timoteus. Die beginsels in 'n mens se lewe en jou geestelike lewe is onbeskryflik. Maar Paulus kom en hy skryf hierdie woorde, let nou mooi op. Hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense. Nou noem hy 'n lys van mense op. Ek wil net stil staan by die eerste vers. Kyk mooi wat sê Paulus hier. Hy sê in die eerste plek. En ek wil vanmôre met jou praat oor hierdie onderwerp. Die hoogste roeping van 'n gemeente is gebed. Die hoogste roeping van enige gemeente
Nou haal die woordjie gemeenteheid, want jy dink nou aan 'n gebou, jy dink aan 'n spesifieke instansie, die hoogste roeping van die kerk. Jy's die kerk en ek is die kerk. 'n Kind van God, 'n bloedgewaste persoon, hy of sy maak deel uit van die gemeente van die kerk nie. Die hoogste roeping van daardie persoon se lewe, sê Paulus, in die eerste plek. Hy noem baie dinge, nou kom hy en hy gebruik hierdie woordjie, let op, hy sê, in die eerste plek, sê hy hierdie woorde, sê hy sê nie tweedens nie, hy sê nie derdens nie, hy sê in die heel eerste plek vermaan ek dat daar smekinge, gebede, hoor gemooi, ek wil met jou vandag net oor hierdie woordjie praat. As ek vanmôre praat oor die hoogste roeping van enige geestelike, van 'n kerk, van 'n gemeente, van 'n persoon, van 'n kind van God, die hoogste roeping is gebed. Dis wat die Bybel sê. Nou wil ek in die begin jou konfronteer, en ek wil hê jy moet eerlik wees, want ek gaan nie 'n hele diens hou vanmôre, jy gaan sien wat ons gaan doen. Ek wil vanmôre vir u vra, hoe sien u gebed? As jy eerlik moet wees. As ek nou vanmôre vir jou moet vra, sê gou vir my, hoe sien jy gebed? Hoe beoefen jy gebed? Kan ek vir u sê, dis hoekom ek vir u sê dat hierdie gemeente is baie skuldig hieraan, en ek moes 'n nag deurgaan om dit vir die Here te sê. Van gisteroggend af was ek baie eerlik met die Here en ek het baie oop kaarte met die Here gespeel, want ek het gesien wat in hierdie gemeente aangaan. Vir baie in hierdie gemeente is gebed 'n godsdienstige plig, 'n ritueel. Ek lees Bybel en dan bid ek net my ou gebedjie of ek doen my Pick n Pay gebedjie gou nie. Dis 'n godsdienstige ritueel wat ek moet bid. Weet jy hoe sien ek dit? Ek sien dit met die bidure. Ek sien dit, dis hoekom ek so bang is as ek dit vir u sê. Ons gaan vanaand bid. Ek gaan vanaand met jou praat oor die tweede aspek van gebed. En as ek dit vir 'n gemeente sê of vir mense sê, dan bly hulle weg, want dis maar net 'n ritueel. Hoor gemooi. Hoe sien u gebed? As 'n godsdienstige plig, of sien u, hoor nou mooi, gebed as 'n kragtige aksie? Ek wil jou vanaand wys uit die boek Handelinge uit. Ek wil vir jou wys hoeveel keer die woordjie gebed alleen in die boek Handelinge voorkom. Hierdie gemeente langs daardie gemeente wat ek moes doen, dan het ek gesê, Here, daar's fout. Daar is fout. Daar is 7 kenmerke net aan die boek Handelinge van daai gemeente wat gebeur het, wat plaasgevind het as gevolg van, dis gebed. Daar was nie gebed-aksies. Daar was nie afgekondig dat daar biduurtye is of nee, hulle het gebid. As hulle bymekaar kom, het hulle gebid. Nog lank voordat daar 'n gemeente was daar gebedskonferensies, 10 dae lank gebedskonferensies gewees. Wat stel jou lewe voor? As ek hierdie stelling maak aan die begin van hierdie diens nie, gebed is die brandstof van jou geestelike lewe. Hoeveel het jy in hierdie week gebid? Hoeveel tyd het jy in gebed spandeer in hierdie week? Ek praat nie van Pick n Pay nie. Ken jy Pick n Pay gebede? Here gee dit, doen dit, lewer af dit en dit. Hoeveel tyd het jy in hierdie week gevat om vir hierdie diens vanmôre te bid? Hoeveel tyd het jy spandeer om vanmôre te bid en te sê, Here, ons wil u kragtig sien werk. Kan ek vanmôre vir ietsie sê? Kan ek vir jou skok? Weet jy hoekom werk, is daar nie die werking van God se Heilige Gees, wat vandag in dienste plaasvind, dwars deur die wêreld nie. Weet jy hoekom? En daar word nie gebid nie. Daar word nie gebid nie. Ons verwag dat God se hand in beweging moet plaas. Ek wil jou iets wys. Ek wil vir jou wys, ek hoop dis vanoggend nog, wanneer iemand net sy hand so op die troon sit, wat kan gebeur? As iemand in geloof sy hand so uitsteek en op die troon van God neersit, 'n gewone man, geen opleiding gehad nie. Geen opleiding gehad nie. In die geloof vat hy sy hand en hy sit hom so op die troon neer. En dit gebeur. Daar waar ek nou vir u gesê het, dit gebeur. Dis 'n kragtige aksie wat plaasvind. Hoe lyk jou tank? Kom ek vra eers net vir jou hierdie woord. Waar is jou tank? Jy sien, as jou gebedslewe so lyk, soos dit, wil ek vir jou sê, jy hardloop op empty. Jou geestelike lewe, ek wil dit vir jou sê, ek wil jou in die oë kyk,
En ek wil dit vir jou sê, jou geestelike lewe is empty. Jy hardloop op empty. Mag die Here na vandag vir ons gee dat ons daar sal lê. Mag ek vir jou vra, hoe sien jy gebed? As 'n mooi geestelike ritueel. Ek moet daarin bid. As ek net vanaand die Onse Vader op, ek doen dit maar net. Ek wil graag vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor hierdie gedagte. Die hoogste roeping van 'n gemeente. Ek wil jou 'n voorbeeld noem vanmôre van so 'n gemeente. En ek gaan nie klaar kry want ek gaan 9:45, hoor nou mooi, 9:45 gaan ons saam bid in hierdie gemeente. Ek het die Here gesê 9:45, waar ek in hierdie boodskappe sny ek. En ons gaan saam bid. Die hoogste roeping, die hoogste prioriteit op 'n gemeente en 'n kind van God op sy agenda moet gebed wees. Ek gaan 'n paar stellings maak en jy toets daar. Want dis al hoe dinge deurgaan in ons lewens. As dit seker wat mooi klink nie, baie dankie. Nie net iets wat daar moet wees nie, maar Here, ek wil hê van 7 tot 8, om vir die Here te sê, Here, ek wil net vir u sê, my week was so vol, maar, ek wil my brandstoftank kom vol maak, ek wil daar kom sit, Here, en ek wil kom bid. Ek wil hê, gebed moet vir my 'n kragtige aksie wees. Ek wil dit beleef in my huisgesin, ek wil dit beleef in my besigheid, ek wil dit beleef, ek wil kan sien hoe God sou sonda werk. Ek sê weer, weet jy hoekom word daar nie gewerk nie? Hoekom kan God nie werk nie? Hoekom kan die Heilige Gees nie werk nie? Omdat gebed nie vir ons 'n hoë prioriteit is en hoog op ons agenda is nie. Ek wys gou vir jou net hierdie Nuwe Testamentiese kerk. As jy die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese kerk, jy gaan daarvan lees in die boek Handelinge. As jy Handelinge 2 begin lees, dan lees jy. Dan kom 'n mens gou agter dat gebed vir die Nuwe Testamentiese kerk 'n belangrike saak was. Kom ek wys vir jou. As jy Handelinge 1 begin lees, nog lank voordat die Heilige Gees uitgestort was op aarde, vat Jesus sy groepie disippels so bymekaar, en hy gee hulle opdrag, hy sê, weet jy wat, ek wil hê julle moet Jerusalem toe gaan, en daar in die bovertrek, moet julle bymekaar kom, en daar moet julle begin bid. Nou onthou hierdie vers, ek gaan nou vers 14 net vir jou wys op die bord. Ek het gesê, 15:15 hou ek op. As jy hoofstuk 1 vers 13 en 14 by my mooi lees, dan sê vers 14 hierdie woorde, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en in smeking. Hulle het almal eendragtig, ken jy daai woord? Volhard in skinder en pratery. Nee. Toe hulle by mekaar kom, toe bid hulle. Wat sê Paulus? In 1 Timoteus 2 vers 1, in die eerste plek moet julle bid, moet julle smeek, daar moet voorbidding gedoen word. Hulle het sommer in die boek Handelinge 1, met die geskiedenis van die eerste kerk,
het hulle almal eendragtig in gebed volhard. Is dit nie mooi nie? Ag, vriende, ek werk, ek sê, ag Here. Ek sê, ag Here, maak dit 'n kenmerk. Ek sê kliphard, ek sê, Here, vergewe ons biddeloosheid. Ken jy volhard in gebed? Weet jy wat beteken volhard? Kan ek vir jou net hier ding wys? Vir 10 dae. Vir 10 dae. Nie eens 'n uur nie. Vir 10 dae het hierdie manne eendragtig in gebed volhard. Ek vra my die vraag, 10 dae? Vir 10 dae het hierdie groepie disippels wat Jesus bo vertrek toe gestuur het in Handelinge, na Jerusalem toe, het hulle saam met 120 ander mense saam gebid. Sien iets raak? Jy moet daai vers gaan lees, vers 13 en 14, daar's iets. Ek vra jou vanmôre, snap jy iets? Hierdie mense het nog gebid, nog lank voordat daar 'n kerk was. Voordat die Here Jesus sy kerk op aarde begin bid het, was hierdie gees van gebed in hierdie 10 manne se harte en 120 manne se harte, is dit uitgestort en hulle het gesnap die krag wat daar in gebed is. Hulle het gesnap dat gebed is 'n kragtige aksie. As ons wil hê dat God iets op aarde moet doen en Jerusalem moet doen, moet ons begin bid. Hulle het dit gesnap. Weet jy wat snap ek? Nog lank voordat die Heilige Gees uitgestort was, hou hierdie manne 'n gebedskonferensie van, daar's nie gepreek nie. Gaan lees dit, vir 10 dae lank bid hulle. Ek vra my, hoe kry hulle dit reg? Ek vra my. Ek sê, Here, hoe kry hierdie mense dit reg? 10 dae. Ek het nou gesê, en dis hoe ek vir die Here gesê, ek sê, Here, as ek nou vandag vir hierdie gemeente sê, ons gaan vir 10 aande hierdie kerkgebou oophou. Net om te bid. Hoe gaan ons dit doen, Here? Want ek moet met 'n praktiese oplossing kom. Ek moet daarom vir hulle sê, hoe? En daardie gemeente is gebore uit 'n 10 dae konferensie, gebedskonferensie. Ek vra vir jou, hoe? Kan ek vir jou gou sê? Daar is hoe. Moet hulle dit reg gekry. Sonder slaap, sê die Bybel 10 dae. Kan ek vir jou iets sê? Vriende, ek het so verwagting en ek sê, Here, doen dit. Kom doen dit net vanmôre. Kom doen dit net vanaand. Kyk gou daar. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het mekaar afgelos. Party het hierdie gebedsvlam, hierdie vlam, het hulle gevat. En hulle het dit aan die brand gehou, hulle het gebid. Hulle het hierdie vlam aan die gang gehou en gebid. Hulle het gesê, Here, dan word hulle moeg. Dan maak hulle broer wakker en sê, vat net hierdie vlam verder. Bid, hou hierdie vlam hoog. Dat God iets kan doen. Hulle het mekaar afgelos in gebed. Ken jy dit? Het jy al so gebid? Het jy al so gebid? Kom ek daag u verder uit. En ek het vir die Here gesê, Here, as ek kom en ek sê, ons het 'n halfnag van gebed. 'n Sondag aand, 'n halfnag van gebed. Ons gaan 6:00 begin tot 11:30 toe. En ek vra hierdie gemeente, kom ons hou hierdie gebedsvlam op. Wat 'n verskoning sal jy aanbied? Van môre van werk? Sal jy kan deelneem? Here, ons gaan hierdie vlam hoog hou, want gebed, snap ek, Here, is 'n kragtige aksie. Wanneer ons bid, is God se hand in beweging. Hoor gou mooi, ek gaan net met hierdie 10 dae afsluit. Dis 15:15. Vir 10 dae, volle dae het hulle gebid. Hulle het begin, en hulle het aangehou, die aflosstokkie so aangee, die gebedsvlam so aangee. Vir 10 dae, hoor jy, in daai bovertrek, hoe roep hulle tot God? O, Here, ons het 'n verwagting dat u koninkryk op aarde sal kom. Ek hoor hoe bid een, hy sê, Here, ek herinner u net aan Jesaja 62, Here. U het gesê in Jesaja 62, o, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, Here. Ek wil vir u sê, dis die 3de aand, maar ons gaan nie rus nie. U het 'n belofte gemaak omtrent die Heilige Gees. In Lukas 24 vers 48, ons moet in Jerusalem bly, as die Heilige Gees kom en hy gaan uitgestort. Here, ons hou u vas. Maak u beloftes waar, red mense. Dus het hulle gebid, hulle het tot God geroep. Hoor gou mooi.
hier kom dit. Hierdie manne het die geheim geken en hulle het ook die geheim gehaat, waar het is om hulle hand so op die troon van God neer te sit. Gebed was nie net vir 'n mooi godsdienstige tradisie of 'n mooi ding nie. Nee, Here, hoor gou mooi. U het gesê, hulle het die geheim geken. Ek vra jou vanmôre in hierdie gemeente, ken ons die geheim? Ken ek die geheim? Ken ek die geheim van gebed? Is gebed vir my 'n aksie, 'n kragtige aksie, dat ek weet, as daar gebid gaan word, gaan ons weet God gaan hoor. Hier kom die uitdaging. Ken ek en jy die geheim? So ons gaan nou bid. Ons gaan nou vir die Here sê. Daar's 2 dinge waarvoor ek wil bid vanmôre. Almal praat daaroor en almal sê dit. Ek wil in hierdie gemeente hê, ons moet dit vandag ernstig vat. Ons moet vanmôre heel eerstens erken, Here, is gebed vir my belangrik. Jy gaan die krinkie so om jou trek. Ja, man en vrou, julle kan dit so saam om julle trek, dan sê julle, erken julle, Here, ek is jammer en ek bely my biddeloosheid. Miskien bid jy, omdat dit 'n tradisie is, 'n mooi gebaar is, en daai, nee, maar Here, ek wil vanmôre vir u sê, as dit kom by hierdie, wat Paulus sê, moet in die eerste plek, daai bedoel, dit is die hoogste prioriteit wat daar kan wees. Dis hoog op my agenda, Here, dis hoog in my lys. Here, dis nie so nie, dit is maar hier onderlaans. En jy kan nou vanmôre die verskoning hê, ek kan nie praat nie, en jy kan nou, hoor maar, enigiemand kan bid, want jy kan praat met iemand, jy praat met die Here, wanneer jy bid. So ons gaan dit eerstens voor die Here bely. Ek het vir die Here gesê, Here, vergewe ons gemeente se biddeloosheid. Het ek verkeerd gebid? Wys gou vir my, het ek verkeerd gebid? Wys vir my, het ek verkeerd gebid? Toe ek kom staan, ek het gedoen wat Renier gesê het vir ons manne, ons moet in die bres gaan staan. En ek het hierdie gemeente gesien, ek het daar die gap gesien, en ek het gesê, Here, ek kom staan in hierdie gap, vergewe ons gemeente, ons is biddeloos, dis hoekom niks gebeur nie. Verskriklik om dit vir die Here te sê, nee. Verskriklik. Of het ek verkeerd gebid? Sê, Here, ek is jammer. Maar ek wil vanmôre vir u sê, my tankie wil ek volmaak. Ek wil 'n vrou wees wat die geheim van gebed ken, Here. Ek wil 'n vrou wees, ek wil haar die man wees, wat sy hand op die troon kan sit. Ek gaan dit vanaand vir jou wys. Nommer 2 waarvoor ons gaan bid. Vriende, ons het in ons land, as die Here nie gaan ingryp nie, dit sal seker een van die grootste tragedies wees. Ons het reën nodig, en jy weet dit en ek weet dit. En ons gaan vanmôre in hierdie kerkgebou, gaan ons tot die Here roep. Hulle het 10 dae lank geroep. Ons gaan vanmôre tot die Here roep, en vir die Here sê, Here, maak die sluise van die hemel bokant Suid-Afrika oop, bokant ons dorpie oop. Ja, fisiese reën nie, maar ook geestelike reën. Jy weet hoe om te bid, moet ek meer vir jou verduidelik. Weet jy wat om te doen? Jy bid vir jou eie geestelike lewe, jy weet waar jy staan. En of jy 'n bidder en tweedens vir reën. Vanaand gaan ek vir jou die ander noem. Is dit reg so? So wat ons gaan doen, jy maak nou krinkies. Jy kan die stoele skuif, maak krinkies. En ek wil hê elkeen in hierdie kerkgebou moet vanmôre bid. Jy kan maar hard bid, moet net sag bid. Jy kan kniel, jy kan hier kom kniel as jy wil nie. Dit kan soos Babelse verwarring klink as almal saam bid, maak nie saak nie. Jy praat nie vanmôre met my, jy praat met die Here en jy sê, Here, vergewe my. Moenie skaam wees wat jou vrou gaan dink of jou man gaan dink. Hulle weet jy kan nie bid nie, of jy bid nie. Of iemand dan bely, jy's met God besig en stel die saak vanmôre hier reg, want hy sê dit moet die hoogste prioriteit in jou en my lewe wees. Sê dit doen. Sê dit doen. Reageer net vir my. Sê dit doen. Ons gaan dit nou doen. Baie dankie. Kom ons maak nou groepies. En dan bid jy roep tot die Here. Ek wil graag, as jy kan, wil ek jy moet kniel. As jy kan, wil ek jy moet kniel. Jy kan hier voor kom kniel as jy wil. Jy kan met die stoel kniel. En sê, Here, ek kom buig my vanmôre, ek kom verootmoedig my voor U. En ons kom vra, Here, stuur vir ons, ongeag wat die weerprofete sê, stuur vir ons hemelse reën. Reg so. Kom ons bid saam.